'n daaglikse oordeenking saam met my, Rinus van Sion in Parys. En vanmôre wil ek vir jou sê, versterk jou in die Here. Ek lees vir ons wat Paulus vir ons skryf in 2 Korintiërs 2, vers 1 en 2. Maar dit het ek by myself besluit, om nie weer in droefheid na julle te kom nie. Want as ek julle bedroef maak, wie is hy wat my dan kan verbly, anders is hy wat deur my bedroef gemaak is. Paulus was 'n man wat met homself gepraat het. Wanneer jy weer na Korinthe gaan, maak seker dat jy nie met 'n swaar hart gaan nie, het hy gesê. Ek wys hierop, omdat geestelike selfgesprekke soms broodnodig is. Ek glo, die psalmis het vir ons die voorbeeld gestel toe hy gesê het, loof die Here, o my siel, en alles wat in my is, loof sy heilige naam. Psalm 103, vers 1. Met ander woorde, kom in beweging, siel, word wakker en begin lof aan hom bring. In 1 Samuel lees ons van 'n rampspoedige militêre onderneming, waar tydens Dawid en sy manne hul kamp in Siklag verlaat het, net om terug te keer en te vind dat hul stad afgebrand is en hul vroue en kinders as gevangenes weggevoer is. Gevolglik was Dawid se manne so kwaad vir hom, dat hulle hom wou doodmaak. Dit was op hierdie stadium dat Dawid in 'n diepe depressie kon verval het. In plaas daarvan, lees ons dat hy homself in die Here versterk het. Doen jy dit ooit? Sê jy, ek gaan nie mismoedig word nie. Ek gaan met myself praat oor wat God vir my gedoen het, hoe goed hy vir my was, en hoe hy my al so dikwels in die verlede deur alles gehelp het. Ek moedig jou aan om jouself in die Here te versterk. Spreek die skrif hardop uit. Memoriseer dit of lees dit hardop. En terwyl dit van jou mond na jou oor beweeg, laat dit toe om jou hart te seën. Versterk jouself in die Here wanneer jy 'n bietjie neerslagtig voel. Dawid het dit gedoen. En wat het gebeur? Sy gesigsuitdrukking het verander. Hy het die troepe weer agter hom verenig. Hulle het die plunderaars agterna gesit en alles wat verlore gegaan het, teruggekry. Maar wat sou gebeur het as Dawid neerslagtig gebly het? Ek wonder hoeveel in ons eie lewens verlore gaan en verlore raak, omdat ons versuim om Dawid en Paulus se voorbeeld te volg, omdat ons onsself nie in die Here versterk nie. Ek wil vanmôre saam met jou bid en sê, Here, help ons om opnuut ons krag in U te vind, in die woord en in die belydenis, en dankie dat U ons lei deur die Heilige Gees. Ek bless jou in hierdie dag. Amen.